Nou ja, hier sit ek op my kampstoel soos honderde ander ouers en skree vir die kinders en is deel van 'n groot gemeenskapprojek. En hierdie gemeenskapprojek se naam is Bokkieweek. En dit is werklik die krag van 'n gemeenskap. Dit is 'n gemeenskap wat nie moedeloos geraak het toe hulle sien dat hulle kinders geoordeel word op grond van hoe hulle lyk nie. Hulle het gesê, wel, ons gaan nie in moedeloosheid verval nie. Ons gaan nie onttrek nie. Nee, ons gaan 'n toernooi begin wat normaal is en waar ons kinders net lekker kan speel. Jaarliks duisende ouers bymekaar, duisende kinders, honderde vrywilligers. Dit is nou onderwysers en dit is afrigters. Niemand word betaal, hulle kom bymekaar en hulle speel vir 'n week lank dat dit klap. En dit is ongelooflik wat 'n gemeenskap kan doen. Hierdie regeringsideologie is getroef deur hierdie gemeenskap. En ek wil so 'n bietjie gesels oor die krag van gemeenskap, want Bokkieweek is maar net 'n simbool daarvan. Die afgelope tyd het ons heelwat ander sulke voorbeelde gesien. Ek dink almal sien en volg die ongelooflike ontwikkeling van die Akademia kampus. Almal weet al Soltech se kampus is wêreldklas. En die vraag is waar dit vandaan gekom. Dit het nie net uit die lug uitgeval nie. Dit het gekom met R10 van gemeenskapslede. 'n Gemeenskap wat gesê het, ons sien wat gebeur met ons universiteite, ons sien tegniese colleges se inplof. En toe het 'n klomp solidaritetslede gesê ons sal elk R10 'n maand gee om te help bou. My kollega Henk Skalekamp het daai R10 genoem ons Davids klippies. En met daardie Davids klippies het ons gebou, het ons Akademia gebou, het ons Soltech gebou. 'n Kragtige gemeenskapsprojek wat eintlik die verval van die staat getroof het. Nie lank gelede, nie ongeveer 2 jaar terug, het Solidariteit 'n platform begin. Uit die aard van die saak is ons almal al gewalg oor die feit dat daar soveel ras en advertensies gebruik word. En hier gaan ons 'n platform en ons bring werkgewers en werknemers bymekaar en daar's 'n voorwaarde. Jy mag nie ras en advertensie gebruik nie. Nou ons het aanvanklik gedink, wel, dit is waarskynlik maar so 1 of 2 hier 'n handelsware winkel of 'n slaghuis of so iets wat van dit sal gebruik maak. 4000 werkgewers het op daardie platform geregistreer. 14000 poste is daar gepubliseer. 14000 poste wat nou vry is van ras. Nou, dit is 'n reuse gemeenskappoging gewees. Gemeenskap kom bymekaar en hulle sê, ons is moeg vir die regering se rasideologie. Ons bou 'n platform en ons neem daaraan deel. Wel, dieselfde geld ook vir die beroepsnetwerke van Solidariteit. Hulle het gesê, kom ons maak van ons beroepe gemeenskappe. Gemeenskappe wat sê dat kom ons netwerk met mekaar, kom ons help ons jong mense, kom ons lei mekaar op. En so is daar vandag ambagsnetwerk, finansiële netwerk, onderwysernetwerk, regsnetwerk, mediese netwerk en soveel meer. So ons het net eenvoudig gegaan en mense in hulle beroepsgemeenskappe gaan organiseer. En nou help die gemeenskap mekaar. Daar is talle ander voorbeelde binne die groter solidariteitsbeweging. Ek kan wys op AfriForum se veiligheidsgemeenskappe wat hulle skep en hulle beveilig ons deur die gemeenskap. Hulle takke wat help spesifiek dan op takvlak, gemeenskapsvlak om dienste te lewer. Net hier waar ek nou by die Bokkieweek sit, het die AfriForum buurtspanne voor die tyd uitgekom en hulle het slaggate reggemaak. 'n Kragtige gemeenskapprojek. Die Solidariteit help in 'n hand. Wel, Solidariteit het op 'n stadium sy lede gevra om nog R5 ekstra te gee vir studiefondse. En daardie R5 het toe al hoe meer geword. Die Help in 'n Hand het dit gevat, daarmee gewoeker, gemeenskapsstudiefondse begin. En hierdie jaar is daar R70 miljoen uitbetaal in die vorm van die studiefondse. Dit is ongelooflik kragtig wat 'n gemeenskap kan doen.
waar ons kinders dalk uitgeskop word uit beursprogramme, sê ons nee wat, ons maak ons eie studiefondse. Die Helpende Hand is ook 'n voorbeeld van takke wat ons gemeenskappe wat swaar kry omvou uit die gemeenskap uit. En so kan ons voorbeeld op voorbeeld gee van hoe die krag van die gemeenskap die staat kan troef. Maar selfs infrastruktuurprobleme kan deur die krag van die gemeenskap getroef word. As ons dus sien dat die staat besig is om in te plof of te verswak, dan sê ons maar net eenvoudig, die gemeenskap tree in. Wat julle hier agter my hoor is heeltyd mense wat praat en raas en skree en geniet. Dit is 'n gemeenskap hier wat hulle self uitleef, omdat hulle gemeenskap is. Solidariteit het 'n stewige teenwoordigheid op sosiale media. As jy meer programme soos hierdie potsending wil sien, besoek Solidariteit se sosiale media. Dit is nou op Spotify, YouTube, Facebook en oral op sosiale media.